Liewe Here, ons sê vir U dankie dat U ons wil ontmoet. Dankie dat U met ons 'n pad wil loop. Dankie dat U vir ons omgee. Liewe Here, dat U ons as nietige mens so belangrik ag om U seun te gestuur het om vir ons te verlos van ons sondes, ons verlede en ons vry te maak van alle ongeregtighede. Die Here, dat U ons leer uit die woord uit, elke dag, hoe om die regte lewe te lei. Dat U woord vir ons 'n padkaart is. Wat is die regte ding om te doen? Die Here, en ons vra dat U ons sal lei, waar ons nou ook U gaan bid, waar ons dat ons U woord gaan leer van, wat U op my hart gelê het, Vader. Maak elkeen se hart ontvanklik hierso. Maak hulle harte oop, Vader, om te kan hoor wat U vir ons wil leer, Vader. En seën my lippe in Jesus naam. Amen. Ek praat vandag bietjie oor beloftes en ete wat ons so graag aflê. Mense sweer. Nou, as ons almal kyk, ons hele wêreld in vandag se tyd is 'n wêreld met kontrakte. Oralste is daar 'n kontrak. Ons het 'n werkskontrak, ons het 'n kontrak as ons meubels koop, ons het 'n kontrak as ons huis koop, ons het 'n kontrak as ons enige iets koop, is daar 'n kontrak. Daar is nie meer net 'n handskrif om te sê, my woord is my eer nie. Jy tot op papier sit jy jou handtekening neer in 'n versekeringsmaatskappy, en dan verander hulle nog daai klousules ook nog net soos hulle wil. Dis wat ons elke dag leer. En dan as iemand daai belofte verbreek, daai kontrak breek, in 'n hof, of waar ook al, dan weet ons is dit moeilikheid. In die Bybelse tyd was dit nie so nie. In die Bybelse tyd was daar nie hof nie. Daar was nie dokumente nie. Daar was nie polisiemagte en om alles te reguleer nie. Mense het mekaar vertrou. Hulle het dit op verskillende maniere gewees, maar as hulle 'n kontrak gesluit het, was dit bindend. En hulle moes 'n manier kry om alles te beheer wat hulle het. Nou, daar was verskillende maniere, ons gaan 'n bietjie van die goed raak. Daar was goed wat as hulle 'n ooreenkoms gehad het, ons kan kyk na Rut en Boas, toe Boas vir Rut gevat het, en hy het vir almal gesê, ek gaan hierdie daar onder hom, ek gaan haar losser wees, ek gaan haar verlos van haar dinge, sy gaan by my bly. Dan het hy gevat en het 'n skoen gegee, om te beloof, dit is my ooreenkoms met julle. Dis 'n simpel ding, 'n skoen. Maar dan is daar ook goed gewees waar ons in die Bybel lees van God 'n ooreenkoms tref, en die mense het ooreenkoms met mekaar getref waar hulle 'n dier in die helfte sal sny. En dan loop die mense deur die twee stukke van die dier, het sy dit 'n duif, het sy dit 'n dier, en dit is te sê, hierdie kontrak is gesluit met bloed, en as ek hierdie kontrak breek, mag met hierdie dier, my gebeur wat met hierdie dier gebeur het. Met ander woorde, mag ek doodgemaak word. Daar was 'n soutkontrak, 'n soutooreenkoms, wat as hulle 2 pakkies sout bymekaar gooi, dan kan jy nie daai sout vir mekaar skei nie. Dit is dan bindend vir ewig en altyd. So mense het hulle maniere gehad om mekaar tot verantwoordelikheid te roep op 'n baie eenvoudige manier, want hulle woord was hulle eer. En ons gaan vandag gaan lees waar God ook so 'n kontrak gesluit in Hebreërs 6, waar hy met Abraham 'n kontrak gesluit het, vanaf vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer het. En gesê, verwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het, dis nou Abraham. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van die teespraak.
Daarom het God, omdat hy nog kragtiger as die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarom dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Want Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek die hoëpriester geword het vir ewig. Hier kan ons sien dat 'n baie interessante vers is, en hy het, omdat daar niemand hoor as hy is nie, by homself gesweer. Nou ons weet, God kom altyd, hy het nog altyd 'n eed gestig en 'n kontrak gestig en 'n ooreenkoms gehad met ons vanaf sy kant. Daar is een keer wat ek van weet wat mense 'n belofte gemaak het in Suid-Afrika, en dit was geloftedag, en ons het vir baie jare nie daai belofte nagekom, of daai gelofte nie nagekom nie, en nou ja. Jy sien, wat dit beteken, en dit het my nogal baie getref, is dat, hoekom het God by homself gesweer, omdat daar niemand hoor as hy was nie? Jy sien, want wat gebeur het? As ek 'n belofte maak, as ek 'n eed sweer, doen ek dit by die naam van die koning, ek doen dit by die naam van God, of by 'n priester, of 'n vaderfiguur in die huis. So iemand wat 'n hoër gesag as ek het, was 'n getuie gewees, en hy het gesê, ek neem waar van hierdie kontrak wat gesluit is, en ek hou jou verantwoordelik. Dit is amper soos wanneer 'n mens trou. Dan sê ons, noem hierdie gemeente nou ons voor as getuies van hierdie hele huweliksbevestiging. Ons as 'n kind ingeseën word of gedoop word, dan die hele gemeente wat daar teenwoordig is, word dan tot verantwoordelikheid geroep om die kinders te help grootmaak. Wat vandag in die tyd hulle vir jou reguit sê, die kind, jy is nie die ouer nie, dit het niks met jou te maak. Maar dit is eintlik nie Bybels korrek nie. So wat hulle hier gesê het is dat dit wat ek beloof, dit my toekoms, alles wat ek sê, sit ek onder oordeel voor die mense wat ek as autoriteit roep om daai belofte te getuie te wees. So met 'n eedswering was nie 'n ligtelike ding nie. 'n Belofte was nie 'n ligtelike ding nie. Dit was 'n heilige, maar tog gevaarlike en 'n bindendelinge ooreenkoms. So jy kon nie net dit ligtelik wat sê, ek gaan nie baie bekommer oor die ding nie, ek is nie lus om hierdie kontrak ooreen te kom nie, ek los dit maar net, ek gaan nie betaal nie. Daar sou definitiewe gevolge gewees het. Nou wat gebeur in ons moderne lewe? Ons het nou 'n ding begin kry van dis my waarheid en jou waarheid. Ek het altyd 'n gesegde van as iemand skei, dan sê ek daar's jou storie, haar storie, en dan is dit die waarheid. En dit is wat gebeur. Mense het elkeen 'n storie en 'n persepsie van hoekom hulle nie daai belofte kan nakom nie, hoekom hulle nie daai eed kan nakom nie. So met ander woorde, dis nie meer van dis 'n bindende ooreenkoms, ons kan hom nie breek nie, ons moet hom maak werk nie. Ek moet alles my vermoë doen. Ek verstout my as ek regop onthou, is dat as jy nie jou skuld kon betaal, het jy jouself as 'n slaaf aan die persoon gaan voorlê, wie se kontrak jy nie kan nakom nie. So in ander woorde, ek sê, weet wat, ek kan jou nie betaal nie, ek sal my dienste offer om vir jou te werk as 'n slaaf. So ernstig het dit geword, of so ernstig was dit, dat as hulle 'n kontrak sluit, dat hulle self en hulle vryheid sal opgee. So, daar was nie 'n konsep van my waarheid en jou waarheid nie. Jy het nagekom wat jy beloof het. So daai waarheid was nie subjektief, soos wat ons waarheid vandag maak nie. Daar is nie 'n subjektiwiteit gewees van waarheid nie. Die waarheid was geanker in God self. Ons lees in dit Numeri 23 vers 19, want God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. So met ander woorde, God sou nie lieg om te sê, maar weet wat, nee, jy het nou die kontrak nou 'n bietjie verdraai of iets nie. Hy gaan vir jou reguit sê, die kontrak is gesluit, jy moet hom nakom. Jy sien, God is waarheid. God praat waar.
Hy kan homself nie verloon nie. En dis hoekom om by God se naam te gesweer het in daai tyd, was om te sê, my woorde staan onder God se gesag en God se waarheid. So as ek lieg, dan lieg ek teen God self. Ek herhaal, as ek lieg, as ek 'n kontrak breek, wat ek vir God gesluit het, lieg ek en breek ek 'n kontrak vir God self. So, die kontrak wat ons gemaak het, was nie net aan 'n mens nie. Die belofte wat ek aan 'n mens gemaak het, was nie net aan 'n mens nie. Dit was 'n kontrak met God. Daar het ons basies gesê, ek erken dat God die waarheid is. Ek is God. Ek kan erken dat God my woorde, my beloftes, gaan beoordeel. En dit het nou ongelukkig al so verdraai en so afgewater, dat ons beloftes nie meer eintlik enige gesag dra nie. Dit is 'n ligtelike ding wat ons net nie meer waarde aandra nie. Dit is vir ons nie meer belangrik om 'n belofte na te kom nie. Dit is nie meer belangrik vir ons om 'n kontrak na te kom nie. Ons skei so maklik. Mense doen mekaar so makliker. En dit het ongelukkig 'n baie alledaagse ding in ons lewe geword. So ons integriteit, weer eens, word in twyfel getrek in dit wat ons beloof en wat ons nie beloof nie. Om 'n eed te breek is eintlik 'n selfvervloeking gewees. Dit is 'n ding dat aan die einde van die dag mag God my straf as ek hierdie eed verbreek. Mag God my straf as ek hierdie belofte breek. Mag ek soos daai diere wat ek nou in die middel deurgesny het, ook in die middel deurgesny word en mag die bloed vloei. Dit was 'n bloedkontrak. Daar is byvoorbeeld ook, 'n ander voorbeeld is dat daar was klippe opgerig, altare. Hoeveel keer het Israel in die woestyn en oral wat hulle getravel het, ekskuus my af Engels, het hulle 'n altaar opgerig tot eer van God. Ons lees in die hele Ou Testament deur. Jy sien, dit was om hulle te herinner van hulle beloftes. Dit was hulle te herinner van die eed wat hulle gesweer het. Dit is om hulle tot verantwoordelikheid te roep, want dis iets wat ons nie meer in ons lewe het nie. Ons vat nie meer verantwoordelikheid nie. Dis te vinnig, te maklik om dit te breek. Psalm 15 vers 4 sê ook, hy sweer tot sy eie skade en verander nie. Met ander woorde, jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Daar is sekere morele en sosiale gevolge as die mens daai beloftes en daai eed gebreek het. Want jy sien, 'n eerlike en 'n betroubare persoon het daai belofte gehou. 'n eerlike en 'n betroubare persoon het nie sy beloftes gebreek nie. En dis ongelukkig wat vandag se tyd baie vinnig gebeur. Hoekom het God by homself gesweer? Want daar's niemand hoër as hy nie. Sy gesag, daar's niemand met hoër gesag by wie hy kan sê, wees my getuie dat ons hierdie kontrak gesluit het. So hy het gesê, ek sweer by myself, Genesis 22 vers 16, want ek weet, ek kan nie lieg nie. Ek weet, ek kan nie myself verloon nie. Ek weet, dat ek kan nie gekorrup word nie. So God kan by homself sweer. En dis hoekom hy altyd teruggekom het en self kontrakte gesluit het met die mens. Maar die mens kon nooit met hom 'n kontrak gesluit het nie, want 'n mens is feilbaar. 'n Mens gaan nie 'n belofte kan hou nie. Hy gaan nie 'n eed kan hou nie. In Hebreërs sê God sweer nie omdat hy moet nie, maar omdat ons swak is. Dis hoekom God die eed met ons aflê. En dis hoekom hy sweer by homself. Hy kan by homself sweer want hy weet,
Hy is nie swak nie, hy is sterk, maar ons is te swak. Jy sien, die voordeel van ons rondom daardie eed wat God by homself sweer, is dat ons leef vry in hierdie verbondsinleiding. Ons leef daar waar vinnige besluite gemaak moet word, waar daar impulsiewe beloftes gemaak word. Dis wat in ons lewe is vandag. En daar's 'n lewe van albei waarhede. So, dis maklik om te sê ek beloof, tot die dood ons skei. Verbetering, verslegter. Weet wat ek beloof, ek sien nooit seermaak nie. Famous woorde vir 'n man vir 'n meisie as hy al like. Maar dit gebeur nie. Hy gaan haar seermaak. Hy dink nie wat hy sê nie. Dis baie moeilik om 'n belofte na te kom. Dis baie moeilik. Jy sien, dat het ons leef en ons kultuur het dit geword. Want God het dit geweet. Toe hy daai kontrakte sluit, toe hy dit in die woord gesit het, het hy geweet, dis wat met ons gaan doen, dis wat met ons as mense is. Jy sien, 'n belofte is nie net emosionele of net 'n frase wat ons sê nie. Dis 'n bewuste verbintenis, 'n ooreenkoms wat gebaseer is op vertroue, integriteit en verantwoordelikheid. Maar kom die mense dit vandag na? Nee. Jy sien, 'n belofte wat jy hou, is 'n weerspieëling van jou karakter. Dis wie jy is. As jy sê, ek sal 'n belofte hou, come in hell or high water, dan hou jy hom. Maak nie saak wat die koste is nie. Ten koste van jouself. Want jy het daai belofte gemaak. Dit is wie jy dan is, as jy daai belofte hou. Dit is jou integriteit. Dit is jou karakter. Jy sien, dis hoe mense jou gaan begin sien, as jy beloftes nakom. As jy begin nakom en beloftes nakom en dit wat jy gesê het jy gaan doen. Ek het 'n filosofie in die lewe, ek maak nie belofte wat ek nie kan nakom nie. Dit sit my in 'n baie veiliger posisie. Ek kan vir jou sê, sodra ek 'n kansie het, kan ek dit doen, maar ek beloof niks. So ek sê vir jou, as ek 'n kansie het, dit kan vandag wees, dit kan oor 'n week wees. Dis wanneer ek tyd het om dit te kan doen, dan sal ek dit nakom. Dis 'n veilige opsie om dit eerder te doen so. Maar moenie jouself commit op iets wat jy vir jou heilige siel weet jy nie gaan nakom nie. Jy sien, God neem beloftes ernstig op. In Prediker 5 vers 4 en 5 lees ons, wanneer jy 'n gelofte aan God doen, moet jy dit nie uitstel om dit te vervul nie. Hier is nou 'n belofte of 'n gelofte aan God te doen. As jy 'n belofte aan God doen, moet jy dit onmiddellik nakom. Daar's nie eens 'n tyd om dit te los nie. Jy sien, en God neem dit omdat hy dit so ernstig vat, omdat daai integriteit op die spel is. Verwag hy van jou met na te kom, want jy is gebore na sy beeld. So, ons moet onthou, daar's 'n gesegdetjie wat sê, 'n belofte maak skuld. Daai belofte maak skuld. Jou gewoord het gewig. Maar ons woorde het losgeraak. Dit het lig geraak. Dit beteken niks vir ons nie. Ons maak dit, want ons kan dit weer breek. En dit is waar dit 'n skrikwekkende probleem raak in ons vandag se samelewing. En dan die geestelike gewig van 'n belofte is fenomenaal. En ons het dan gesê, daar's baie tye wat mense maklike belofte maak. Ons maak baie keer, Here, as jy my help, nee, en ek word gesond van hierdie kanker, beloof ek om U vir ewig te dien. En sodra jy nou 'n paar jaar later in die Here gedien en sê, weet wat, ek het my skuld betaal. Nee, 'n belofte het nie 'n vervaldatum nie. 'n gelofte aan God het nie 'n vervaldatum nie. As jou man en jou vrou, as jy nou voor die huwelikskansel staan en jy sê, I do. Die ou is net 'n oogies vir hierdie meisie, en die meisie dink aan die mooi paartjie en die trourok, en die mooi how do you do, en hierdie ou wat haar bene lam maak. Maar na 5 jaar,
of 2 jaar of 3 jaar, dan begin hulle mekaar regtig ken en dan sien hulle maar hierdie ding werk nie so lekker nie. Nou ewe skielik is daar nie so baie geld soos wat ek gedink het daar is nie, of hierdie ou is nie die handsome hank en die hero bewit perd soos wat ek gedink het. En dan begin die probleme intree en dan begin die mense nie werk te aan nie en dis skammelik weer, dit is baie makliker. Ons moet nie te vinnig wees om 'n belofte te maak nie. Ons moet baie mooi oordink. Ons moet baie mooi oordink voor ons 'n huweliksbelofte maak. Ons moet baie mooi dink voor ons 'n belofte maak in 'n kontrak. Ons moet baie mooi dink voordat ons aan God 'n gelofte maak. Want as jy 'n gelofte maak aan God, gaan jy verantwoordelik gehou word vir hom. Kyk, enige tyd, wanneer 'n mens 'n belofte maak, is baie keer daai tyd wanneer daar emosionele opgewondenheid is. Daar is 'n of vrees, of daar is emosioneel as jy opgewonde, of daar is 'n tyd van jy is in paniek, so jy het 'n uitkomkans nodig. Of jy het iets nodig finansiëel, dan teken jy die kontrak. Dis 'n belofte. As jy net pen op papier sit, is 'n belofte. So jy moet hom nakom. Maar as ek sê, baie keer na ons daai krisis verby is in ons lewe, die opgewondenheid is verby, die hartseer is verby, dan vergeet ons van ons beloftes. Jy sien, en dit begin later 'n skuldgevoel ook veroorsaak. Dit begin later vir ons 'n finansiële burden raak ook. Ag, weet as ons nou nie 'n kontrak ooreenkom nie met die bank nie, dan begin die bank jou aanskryf. Hulle blacklist jou. Later word jy oorhandig. So met ander woorde, jy kan nie skuld maak nie, jy kan nie oorleef nie, jy weet nie hoekom nie. Jy sien, ons moet opreg wees, ons moet toegewyd wees, ons moet eerlik wees in ons daaglikse optrede en ons handelinge. As jy aan iemand 'n belofte maak, kom dit na. Kyk, dinge gebeur, ek glo dit, lewe verander. Gaan praat met die persoon en sê van wie wat, ek kan nie daai belofte nakom nie. Probeer iets uitwerk. Maar as jy God 'n belofte maak, doen jy dit en jy kom daai belofte na. As dit 'n finansiële bydrae belofte is, as dit 'n ondersteuningsbelofte is in die musiek, wat ook al, kom jy dit na. Want daar net 'n belofte is nie net 'n emosionele reaksie. Dis 'n geestelike verklaring van 'n verbintenis wat jy met 'n persoon sluit. Ons moet onthou, beloftes het ook 'n sosiale effek in ons lewens. Gesonde verhoudings word gebou op beloftes. Huwelike, vriendskappe, werksverhoudings, gemeenskaplike verhoudings word gebou op beloftes, ooreenkomste, waar jy aan mense 'n verklaring maak en sê, weet wat, ek gaan my gedeelte doen. Want dit bou vertroue. Jy sien, daar is 'n daai deel van vertroue. As ek weet, ek kan vir Driekie vertrou. As ek weet, ek kan vir Amanda vertrou, dat sy hulle gaan hulle woord nakom, gaan ek 'n probleem hê? Nee. Gaan ek spanning ervaar? Nee. Gaan ek die hele tyd oor my skouer kyk of wie gaan my verneek? Nee. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Dis hoe daai belofte veronderstel is om te wees. Dis waar jou innerlike integriteit vandaan kom te sê, weet wat, daai persoon hoef nie spanning te ervaar nie, want ek gaan hom nie verneek nie. Hy gaan weet, ek sal weer met jou besigheid doen. Ons almal kom finansiëel in die moeilikheid. Dan moet jy by iemand geld gaan leen. As jy vir hom sê, ek betaal jy die einde van die maand jou R200 terug, dan betaal jy die einde van die maand sy R200 terug. Want glo vir my, as jy weer vertrou en weer vir jou te help as jy in die moeilikheid kom. Maar as jy nie nakom nie, hy gaan jou nie weer vertrou nie. En hy gaan vir ander mense sê, jy is onbetroubaar. Dan wonder jy, hoekom gaan jy naam deur die modder? Om 'n afspraak na te kom, is dieselfde. As jy vir iemand sê, ek sien jou, dan sien jou, behalwe as al regtig iets voorval. Hoeveel keer kom as jy, ek sê regtig lus om hierdie kuier te gaan kuier nie.
Nie, as ek sê vandag lus om te gaan werk nie. Nee, ek sê lus om dorp toe te gaan. Dit gebeur. Dit is almal se probleem. Wat maak jy saak hoe min lus jy is nie, jy moet dit doen. Jy het belofte gemaak. Jy het belofte gemaak, kom dit na. Matteus 5 vers 37 sê, laat julle ja wees en julle nee. Dit is maklik. Dit is eenvoudig. Wees eerlik en konsekwent. Jy weet, as jou kind weet, jy gaan sê nee, dan is dit nee. As jy vir hom sê ja. Maar hoeveel keer het jy vir jou kind iets beloof en dan sê, maar papa het beloof. En dan breek jy dat kindjie se hart. Daai seer is erg. Hy het sy pa of sy ma vertrou. En wat gebeur? Daar's 'n verlies aan vertroue van jou kind aan jou. En dit vat jare om daai vertroue weer terug te kry. Vertroue word gebreek in 'n sekonde. As 'n belofte gebreek word. Dit vat jare om dit te herstel. Daai seer is diep, is erg. Jy moet weet, mense vertrou op jou. Mense reken op jou. Jy moet jou woord gestand doen. Hoekom loop daar vandag so baie gebroke mense rond in ons wêreld? Want is weens gebreekte beloftes, gebreekte ooreenkomste. Mense is finansiëel geruïneer. Verhoudings is gebreek. Daar's haat, daar's bitterheid. Al hierdie emosionele siektes wat ons mee saamleef in die lewe. Dis ons eie skuld, want ons het ons integriteit begin verloor. Jy moet jou reputasie beskerm. So ek sê, as jy nie 'n belofte kan nakom nie, wees eerlik daaroor eerder. En sê, weet jy wat kerels, ek kan nie. Dis amper soos wat jy sê, jy kan nie jou skuld betaal nie, maar weet jy wat, ek kan jou R50 'n maand betaal. Jy probeer, jy doen iets. So ek sê, die lewe gebeur. Jy weet, as iemand eerlik is, en hy sê, weet jy, ek het 'n belofte gemaak, maar kan nie nakom nie. Gaan jy daai persoon respekteer? Ja, jy sal daai persoon respekteer, want hy was eerlik. Hy lieg nie vir jou nie. Hy probeer nie 'n wolmis oor jou kop trek nie. Hy sê vir jou, ek het 'n probleem. Dis wat ek kan doen, dis my voorstel hoe ek jou kan help. Hoe ek kan my ooreenkoms nakom. En jy gaan hom erken en jy gaan hom respekteer daarvoor. Jy sien, as 'n mens nie daai ooreenkomste nakom nie, dan begin mense jou disrespekteer. Hulle begin hulle self van jou distansieer. Hulle begin jou verwerp. En jy wonder hoekom. Want jy is nie 'n betroubare persoon nie. Jy weet, ons moet altyd onthou, daar's 'n baie emosionele impak op hierdie goeters. Nie net vir die persoon wat nou ewe skielik gedistansieer word nie. Wat ewe skielik ervaar, maar luister, mense is nie meer wat ek is nie. Ek sit nou finansiëel in moeilikheid. Nou is my spanning meer. Maar jy begin ook later teleurgesteld voel. Jy begin ook later voel dat luister, mense is lelik met jou, maar aan die einde van die dag is jy die een wat die verkeerde besluit gemaak het. Die ander persoon aan daai kant sit weer, hy voel mislei. Hy voel onbelangrik, dat hy's nie vir jou belangrik genoeg net om jou belofte na te kom nie. En wie wat's erg? Jy voel onbeskermd. Jy voel onbeskermd. Want jy weet 'n belofte beskerm jou teen enige emosionele en finansiële skade ensovoorts. Nie net vir die persoon wat die belofte maak nie, maar ook die persoon aan wie die belofte gemaak word. Jy sien, ons breek nie altyd belofte intentioneel nie. Dis ook die realiteit van die saak. Daar is nie altyd intentioneel wat jy belofte breek nie. Jy kan 'n belofte maak en sê ek sê nooit seer maak nie.
Maar aan eendag is eendag, jy ken nie die persoon se emosionele toestand nie. Wat vir jou 'n normale ding is, maak daai persoon seer. En dan wonder jy hoekom, wat 'n skade het jy aangebring? Dan voel jy spyt, daar's 'n skuldgevoel, jy voel dat jy jou integriteit verkrag, jy verloor jou selfrespek, 'n ander persoon verloor miskien hulle selfrespek. Prediker 5 vers 6 sê, moenie toelaat dat jou mond jou vlees laat sondig nie. Jy sien, nou begin jy beloftes maak, maar jou vlees begin sondig, want nou is daar verbittering, daar is nou al die emosionele skade. Wat begin jy doen teenoor mense dan? Jy sien. Dit is 'n baie lelike ding, as ons nie ons beloftes kan nakom nie. Want dit maak mense seer, dit maak jou seer, en dit bring skade aan elke persoon. En dit bring skade aan verhoudings, families, gesinne, finansiëel en so kan ons aangaan. Vir elke liewe persoon gaan daar skade wees as jy jou beloftes nie nakom nie. Maar wie was wonderlik? God vergewe. As jy aan God sy gelofte nie nakom nie en jy vra om vergifnis, kan hy vergewe. Maar dis dieselfde met ons. As iemand nie 'n belofte kan nakom nie, as iemand nie 'n eed kan nakom nie, ons kan vergewe. God sal ons vergewe vir dit wat ons gedoen het, en ons moet vir die ander persoon vra om ons te vergewe. En ons moet verander. Alles gaan altyd, ek sê dit elke keer, ons moet, as ons om vergifnis vra, moet ons ophou om dieselfde fout te maak, dieselfde sonde te doen. Want dan word daar genesing, dan kom daar genesing, dan kom daar herstel. En dit is vir ons verskriklike belangrik, want dit is geestelike volwassenheid. Moet nooit beloftes maak wat nie haalbaar is nie. Wees realisties in beloftes wat jy maak. Wees realisties oor die ooreenkomste wat jy aangaan. Maak dit haalbaar. Maak 'n beloftes haalbaar. As jy sê ek gaan môre dit doen, dan weet jy dis môre as jy dit nie vandag kan doen nie. Maar môre moet jy doen. Jy sien, en wees altyd deursigtig. Wees eerlik. Sê ek kan nie dit nakom nie. So ek sê, lewe gebeur, iemand word siek, jou vrou word siek, nou het jy 'n belofte gemaak, dan sê nie vir jou vrou, luister, nie maar daaraan doodgaan nie, ek het 'n belofte gemaak, he. Jou verantwoordelikheid is eers aan 'n persoon, jy het 'n belofte gemaak, 20, 30 jaar terug, 5 jaar terug, toe jy van gesê het, vir beter of vir erger, dan kan jy persoon bel, en vir hom sê, luister, skus, ek kan dit nie maak nie, maar my vrou is in die hospitaal. Maar, maak seker, jy kommunikeer. Jy sien 'n belofte is 'n toets van karakter. Dit toets jou karakter. Dit sê wie is jy? As jy jou woord kan hou, spreek dit van jou selfdissipline en hoe jy die wêreld daarby te sien. Onthou net altyd die wêreld aan jou dop. Die wêreld kyk hoe tree jy op. Jou woord gaan jou naam gaan jou vooruit. En as jy hom deur die modder sleep, is dit jy jouself. En dan gaan 'n tyd kom wat niemand jou gaan wil hou nie. Ons moet eerbiedig wees teenoor ons woord, teenoor onsself, teenoor mense. 'n Belofte is 'n instrument van invloed, liefde en betroubaarheid. Of jy ouer is as 'n ander persoon, of jy 'n leier is, of jy 'n vriend is, of 'n kind van God. Mense kyk altyd na jou. As jy die dag sê, jy is 'n kind
kind van God, moet jy dan ook so optree. Want jy is 'n verteenwoordiger van God. Dit sê baie van jou karakter. So kom ons leef. As ons daai belofte maak, dat ons onthou, ons doen hom vir God, as ons getuie. Ons hoef dit nie te sê nie. Nie soos in die Bybel, wat in die hof wat hulle sê, met jou hand op en sê, steek op jou regterhand op, en sê, so help me God nie. As ek 'n belofte maak, moet jy weet, jy doen dit sonder 'n Bybel, maar God hoor jou. En ons is verantwoordelik vir daardie woorde wat ons uitdruk. Want dit bou jou karakter, dit bou mense. Maar op die stadium van die geveg breek ons meer mense af met ons woorde en onvervulde beloftes as wat ons vervul. Kom ons laat ons hoor. Liewe Here God en magtige Vader, ons sê vir U dankie vir U liefde en vir U genade. Dankie dat U ons getuie is. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons roep en herinner van ons beloftes wat ons moet nakom. Met U, met mense om ons, met kontrakte, Vader. Want dit bou ons integriteit. Dis die idee. Dit maak ons righteous, Vader. En ek vra dat U ons sal help, en ons sal lei, Vader, om hierdie week attent te maak daarop, gedagtes te hou, Vader, dat ons het verantwoordelikheid, sin. Ons het verantwoordelikheid, sosiaal, emosioneel, teenoor ander mense en onsself. Lei ons in Jesus naam. Amen.